sekerlik troos nodig, en die beste plek om hierdie troos te soek, eintlik die enigste plek, is by God en sy woord. Kom ons lees uit Romeine, hoofstuk 5 van vers 1 af. Romeine 5 van vers 1. God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vas staan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Dis egter nie al nie, ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding. En volharding kweek egtheid van geloof. En egtheid van geloof kweek hoop. En die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir goddeloses gesterwe. 'n Mens gee tog nie sommer jou lewe prys nie, selfs nie vir 'n regverdige nie. Ja, tog vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster, dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word. Aangesien ons, toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan dit soveel vaster, dat ons, nou dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. Maar dis nie al nie. Ons verheug ons ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening ontvang het. Ons teks is die tweede deel van vers 2 tot 4 en dan ook vers 11. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Dis egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en die egtheid van geloof kweek hoop. En dan vers 11, maar dis nie al nie. Ons verheug ons ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening ontvang het. Geliefdes in die Here, baie mense is deesdae moedeloos, en dit lyk of hulle alle hoop verloor het. Hulle glo in God, maar dit lyk nie, en so voel dit vir hulle ook, asof hulle geloof nie regtig 'n groot verskil maak in hulle lewens nie. Ja, soms lyk dit asof dit juis hulle geloof is, wat die swaar kry in hulle lewe veroorsaak. Dalk is dit ook een rede hoekom hulle nie verander van God wil vertel nie. Want wie wil nou 'n geloof verkondig wat dalk swaar kry in jou lewe kan inbring? Mense wat so voel, vra ook, is daar nog rede om bly te wees in hierdie wêreld? Daar is so baie hartseer en pyn en teleurstellings en negatiewe dinge. Ernstige siekte wat mense laat wegkwyn. Huwelike wat verbrokkel en wat pyn en hartseer en selfverwyd agterlaat. Finansiële nood wat mense laat wonder waar die volgende stukkie kos vandaan gaan kom. Ouderdom, wat mense wat eers fiks en gesond en aktief was, hulpeloos en afhanklik laat. Pensionarisse wie se pensioen en mediese fondsvoorwaardes sommer drasties verminder word, sodat wat eers goeie versorging gebied het, nou feitelik niks meer werd is nie.
Mense vir wie jy lief is, sterf. Jou kinders wat dinge aanvang wat jou bekommer. Werkgewers wat mense so slawe behandel en bloed uit 'n klip probeer tap. Beproewings wat jou uit die bloute tref, net wanneer jy dink dat jou lewe nou mooi op koers is. Ja, geliefdes, van swaar kry hoef ek u niks te vertel nie. Hartseer en pyn en lyding en bekommernisse en swaar kry is onlosmaaklik deel van hierdie lewe. Ons sal in hierdie lewe nooit daarvan kan wegkom nie. Dit lyk of daar nie meer enige rede is vir blydskap in ons bestaan nie. Maar geliefdes, as ons so dink, dan dink ons verkeerd. En dan is ons fokus ook dalk verkeerd. Paulus noem hier in ons skrifgedeelte 3 dinge waarin gelowiges hulle nog steeds ten spyte van hulle omstandighede kan verheug. En dit is ook die dinge waarop 'n gelowige moet fokus. Nie op die dinge in die wêreld of ons in ons persoonlike lewens nie. Nee, ons het 'n ander en 'n beter fokus. Hoor wat sê die woord in vers 2. En ons verheug ons ook in die hoop op die heerlikheid wat God vir ons bestem het. Dis egter nie al nie, ons verheug ons ook in die swaar kry. Maar dis ook nie al nie, ons verheug ons ook in God, deur ons Here Jesus Christus. 3 redes waarom gelowiges hulle kan verheug. Die hoop op die heerlikheid, swaar kry en God self. In Romeine 1-4 verduidelik Paulus vir ons dat alle mense die doodskuldig is oor hulle sonde. Almal is sondaars en verdien die ewige dood. Maar God het vir ons 'n verlosser gestuur, sy seun Jesus Christus. En hy het ten volle vir al ons sondes betaal en ons kon niks doen om hierdie vryspraak te verdien nie. Nee, Jesus Christus het alles gedoen en ons moet dit net glo. In die plek van die ewige dood wat ons verdien, ontvang ons nou die ewige lewe uit genade. Romeine 5 vers 1 sê, God het ons dan nou vrygespreek omdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Deur God se genade is ons nou vrygespreek van sonde, regverdig gemaak in sy oë. En op grond hiervan word ons 3 keer opgeroep om ons te verheug, ten spyte van ons omstandighede. Maar het is belangrik dat ons die grondslag van dit alles sal raak sien. Christus se lyding en versoeningswerk is die grondslag van hierdie drievoudige oproep om ons te verheug. Sonder ons Here is daar geen blydskap en geen hoop nie. En daarom begin die hoofstuk met, God het ons dan nou vrygespreek omdat ons glo, daarom is daar nou vrede tussen ons en God, deur ons Here Jesus Christus. Op grond hiervan word ons nou 3 maal opgeroep om ons te verheug. Die eerste gevolg van Christus se versoeningswerk in ons teks is, daarom kan ons verheug in die hoop om te kan deel in die heerlikheid van die Here. Wees bly, gelowige wat swaar kry, jy kan deel in die heerlikheid van die Here. In die Ou Testament, soos byvoorbeeld in Esegiel, word die heerlikheid van die Here in Hebreëus genoem die Kebod Jahwe. En dit kan vertaal word met die gewigtigheid van die Here, sy heerlikheid, sy glorie, sy eer, sy oorvloedigheid, sy rykdom, sy magtige teenwoordigheid, sy grootheid.
In die Nuwe Testament word dit in Grieks genoem die doxa tou theo, soos in ons teks, of die doxa tou kyrio. En dit kan vertaal word met die heerlikheid, die voortreffelikheid, die eer, die glorie, die helderheid, die grootheid van God, van die Here. En ons sou ons al hierdie woorde gelyk gebruik, sou dit nog nie genoeg wees om die heerlikheid van die Here te beskryf nie. Ja, ons dien 'n God van onbeskryflike heerlikheid. En ons sal eendag sy heerlikheid aanskou en ons daarin vir ewig verheug. Ja, God se Gees roep ons hier letterlik op om ons te verheug in die heerlikheid van God. Ons kan nou al uitsien na die heerlikheid van die ewige lewe, wat so anders sal wees as die hartseer en die pyn van hierdie lewe. En daarom vertaal die nuwe vertaling ook ons teks in vers 2 met, en ons verheug ons ook in die hoop op die heerlikheid wat God vir ons bestem het. Ja, ons dien 'n God van heerlikheid, en hy sal ons na die aardse stryd laat deel in sy heerlikheid. En dit laat ons saam met Paulus uitroep, o diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele, hoe onnaspeurlik sy weë. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Wie bewys hom 'n guns, sodat hy verplig is om iets terug te doen? Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Ja, die heerlikheid van die Here, van die ewige lewe, kan ons nou al ook nie begryp nie. Die woord beskryf dit so, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie, en wat in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir die wat hom liefhet. Ja, wanneer ons wonder of daar nog iets is in hierdie koue, harde wêreld om oor bly te wees, dan sê die woord, en ons verheug ons ook in die hoop op die heerlikheid van God, wat God vir ons bestem het. En hierdie hoop beteken iets vas en sekers. In Christus is dit gewaarborg. Die heerlikheid van die ewige lewe staan vas. Niks of niemand kan ons hiervan skei nie. Verheug jy elke dag, te midde van swaar kry en beproewings, in die hoop op die heerlikheid wat die God van heerlikheid vir ons bestem het. Maar, sê Paulus, dis egter nie al nie. Daar is 'n verdere saak waaroor ons kan verheug. Ons kan ons ook verheug in die swaar kry. Dit klink na 'n baie eienaardige stelling. Ons verheug ons ook in die swaar kry. Want hoe kan dit tog wees? Swaar kry is dan juist swaar, dis sleg, dit maak seer, dit verniel jou, dit laat jou partykeer uitroep, ek kan nie meer nie. Dit laat jou partykeer dink, God het van my vergeet. Dit laat jou soms vra, wat het ek verkeerd gedoen dat ek so swaar moet kry? Ja, van swaar kry sien ons baie, ook onder gelowiges, ook in ons gemeente. En daarom moet ons as gelowiges seker maak dat ons die regte siening het oor swaar kry. As ons nie 'n Bybelse siening oor swaar kry het nie, sal swaar kry ons onderkry. Om watter rede sê die woord kan ons verheug in swaar kry? Daar staan ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet swaar kry kweek volharding. En volharding kweek egtheid van geloof. En die egtheid van geloof kweek hoop. En die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het.
Paulus is bly oor swaar kry. Hy kla nie daaroor nie. Nee, hy is bly in die swaar kry, want hy weet dat God daarmee 'n doel het. Dat God dit oor hom laat kom om hom in sy geloof te versterk. En daarom moet ons manier van dink oor swaar kry verander as ons nie ook hierdie insig het nie. Dis goed vir ons, al maak dit seer. En daarom kan ons selfs bly wees daarin. Want dit lewer 'n heerlike vrug wat geen geld kan koop nie. Dit kweek volharding. En die volharding kweek egtheid van geloof. En die egtheid van geloof kweek hoop. Ja, mens kan kies hoe jy reageer op swaar kry. Jy kan of in moedeloosheid en in selfbejammering verval en in sak en as gaan sit, of jy kan sê, dankie Here, dat U my waardig geag het om my geloof te suiwer en te versterk. Jy kan kies. Natuurlik kan jy net onder leiding van die Heilige Gees die regte keuse maak. Jakobus skryf ook in sy brief hoofstuk 1, my broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet eintlik volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom. Sonder enige tekortkoming. Julle moet baie bly wees, wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Dit beteken nie, dat beproewing sommer maar niks is nie. Maar dit beteken wel, ons as gelowiges in die beproewing ons fokus op die almagtige God kan stel. En die goeie vrug wat hierdie beproewing in my lewe gaan lewer. 2 Korintiërs 4 van vers 16 af sê die woord, om hierdie rede word ons nie moedeloos nie, al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. En dit op sigself is al genoeg rede om bly te wees in die swaar kry. God maak jou geestelik nuut deur die swaar kry. Selfs al voel dit vir jou partykeer jy is uiterlik besig om te vergaan. En hy gee ook die versekering dat die swaar kry sal uitloop op die heerlikheid van die ewige lewe. Ja, swaar kry leer 'n mens om eintlik vol te hou in die geloof, om te volhard, om geestelik vas te byt. Swaar kry suiwer ook 'n mens se geloof. Geliefdes, hoe weet 'n mens of goud eg is? Hoe weet 'n mens of 'n diamant eg is? Jy laat dit natuurlik toets. En net so met geloof. Jy kan alleen weet of dit eg is as dit getoets is. Petrus skryf in sy eerste brief hoofstuk 1. En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Verheug julle hieroor. Selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud moet getoets word met vuur. En die egtheid van julle geloof moet ook getoets word. God gebruik dis swaar kry om die egtheid van ons geloof te toets. Maar baie belangrik, nie om te kyk of dit eg is nie, maar om te bewys dat ons geloof eg is.
Petrus skryf ook in hoofstuk 2 vers 20 van sy eerste brief: om lyding te verdra wanneer julle goed doen, dis genade van God. Juis hiervoor is julle ook geroep, omdat Christus self vir julle gelei het en so vir julle 'n voorbeeld gestel het, sodat julle in sy voetspore kan volg. Ja, geliefdes, as daar ooit iemand was wat onskuldig gelei het, dan was dit Jesus Christus. Hy het geen sonde gehad nie, en tog was sy hele lewe 'n beproewing. Veral toe hy onskuldig gekruisig is. Toe het hy vir al ons sondes betaal, ten volle. En hy het vir ons die voorbeeld gestel, sê Petrus, sodat ons in sy voetspore sal volg. Lyding, swaar kry, is dikwels deel van Christen wees. In die woorde van Job, as ons die goeie van God aanvaar, moet ons nie ook die slegte aanvaar nie? Ja, die goeie wat ons van God ontvang is sy troue sorg elke dag, kos en klere, al die ander dinge wat ons nodig het. Maar dis nie al nie. Veral ontvang ons barmhartigheid en genade. Ons ontvang vryspraak van ons sondes omdat Christus daarvoor betaal het. Ons ontvang die Heilige Gees wat in ons woon en van ons nuwe mense maak. Dis ook die Heilige Gees wat geloof in ons wek en wat daardie geloof staande hou wanneer ons geloof deur beproewings getoets word. Daarom en daarom alleen het ons die geloof en die krag om aan God te bly vashou. Ook wanneer ons dalk soos Job tot die uiterste toe beproef word. Dan draai ons nie ons rug op God nie, maar bly ons in die geloof vashou aan hom, omdat hy groot en goed is. En bid ons dat hy sy doel met elke beproewing sal bereik. Geliefdes, om beproef te word is juis 'n teken dat jy 'n kind van God is. Ons lees in Hebreërs 12 van vers 7 af: verdra die tug as opvoeding, want God behandel julle as sy kinders. Is daar miskien 'n kind wat nie deur sy vader getug word nie? As julle nie getug word soos al die ander nie, dan is julle nie werklik sy kinders nie. Die wêreld dink, voorspoed moet 'n teken wees van God se sorg. Maar die woord sê hier dat ook beproewings 'n duidelike bewys is daarvan dat God jou as sy kind behandel. In plaas daarvan dat jy bekommerd raak en dink God het van jou vergeet wanneer jy beproef word, moet jy eerder bekommerd raak as jy nooit enige beproewings beleef nie. Want beproewing is by uitstek bewys dat God jou as sy kind behandel. Hou onverbiddelik aan God vas. Wees in voorspoed dankbaar en wag in teëspoed met geduld en met volharding op God. Hy sal u nie teleurstel nie. Wag op die Here. U sal nie te vergeefs wag nie. Dit is wat egtheid van geloof is. Egtheid van geloof kweek dus hoop. Hierdie gewaarborgde, vaste seker wete dat God vir my alles ten goeie beskik en dat dit vir my sal uitloop op die heerlikheid van die ewige lewe. Ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet swaar kry kweek volharding en die volharding kweek egtheid van geloof, egtheid van geloof kweek hoop. En daar is nog 'n derde saak waarin ons kan verheug, behalwe die hoop op die heerlikheid van God wat hy vir ons bestem het en swaar kry. Paulus skryf ook in vers 11, maar dis nie al nie, ons verheug ons ook in God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening ontvang het. So hier kom Paulus nou by die hart, by die sentrum van ons geloof, God self, deur Jesus Christus.
Hy is die bron van alles, ook van ons geloof en ons verlossing. Sy genade het gemaak dat ons van ons sondes verlos word. Jesus Christus se liefde het hom gedring om met sy bloed vir ons sondes te betaal en ons so met God te versoen. En hy woon nou in ons deur sy Gees. Daarom kan ons ook in God verheug, in sy heerlikheid, in sy liefde, in sy genade, in sy troue sorg elke dag, in sy vergifnis, in sy geduld met ons. Geliefdes, die woord wat hier met verheug vertaal word, kan ook beteken om te spog. Jy kan spog met God deur Jesus Christus in die goeie sin van die woord. Jy kan vir ander vertel hoe groot en goed God is. Hy red ons uit genade. Hy het sy seun gegee om vir ons sondes te sterf. Hy het sy Heilige Gees oor ons uitgestort. Hy is so goed dat hy selfs ons swaar kry kan gebruik om volharding en egtheid van geloof en die hoop op die ewige lewe te bewerk. Daar is nie 'n beter God as hy nie. Hy is volmaak. Sy liefde is volmaak. Sy vergifnis is volmaak. Hy is so goed vir my, selfs wanneer ek swaar kry, dat ek my in hom kan verheug. Soveel so, dat ek vir ander wil vertel van hoe goed hy is en hoe groot hy is. Geliefdes, is daar nog iets in hierdie wêreld om oor bly te wees? Wel, dit hang af waar jou fokus is. Ons as gelowiges het oorvloedige rede. Ons verheug ons in die hoop op die heerlikheid wat die God van heerlikheid vir ons bestem het. Dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet swaar kry kweek volharding, volharding kweek egtheid van geloof, en die egtheid van geloof kweek hoop. Maar dis nie al nie. Ons verheug ons ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening ontvang het. Beleef dit en vertel dit. Leef ten spyte van jou omstandighede soos iemand wat hom in hierdie dinge verheug, onder leiding van God se Gees en sy woord. Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons dankie vir die ware evangelie. Nie die evangelie wat sê dat as jy 'n kind van God is, dat dit altyd goed sal gaan met jou en jy ryk en gesond en voorspoedig sal wees nie. Maar die ware evangelie, wat ook die feit dat ons swaar kry in hierdie lewe, nie ignoreer nie, maar juis aanspreek. Daarom bid ons dat U ook ons sal lei deur die Heilige Gees, sodat ons die regte fokus in hierdie lewe sal hê. Nie op ons eie omstandighede of dit wat in die wêreld gebeur nie, maar op U en die almag en die groot genade in Christus. Ja, skenk ons die genade van die Heilige Gees, dat ons sal verheug in U heerlikheid, en ook die heerlikheid wat U vir ons bestem het aan die einde van die tyd. Ook die genade om te midde van swaar kry ons te verheug, omdat ons weet dit kweek volharding en egtheid van geloof en hoop. Lei ons ook deur die Gees, dat ons in U sal verheug, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening ontvang het. Skenk ons die genade om dit ook elke dag te beleef, en ook vir ander daarvan te vertel, om Jesus Christus ontwil. Amen.
Geliefdes, ons gee nou geleentheid vir die liefdesgawes om ingesamel te word. Daarna sal ek die slotsom aanbring. Ons slotsom is skrifberuiming 75, dis die beruiming van Efesiërs 3. Van skrifberuiming 75 sing ons vers 2, 3 en 4. Mag God nou deur sy Gees in julle werk, julle uit sy ryke heerlikheid bekragtig, sodat in julle woon die Christus magtig en julle in liefde vasstaan, stewig sterk. Skrifberuiming 75, vers 2, 3 en 4, dan bly ons staan vir die seën van die Here. Die genade van Jesus Christus ons Here, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u en bly met u. Amen.